Voor ek met die les begin, wil ek julle net vinnig welkom sê. My naam is Juffrou Natasha de Tooy en ek gaan julle deur hierdie les lei. Hierdie les gaan 'n bietjie anders wees, want ons gaan tegnologie gebruik om leer meer interessant en interaktief te maak. Moenie bekommerd wees as dit nie voel nie. Alles is eenvoudig uiteengesit en maklik om te volg. Ek gaan my gesig op die volgende paar skyfies kleiner maak, sodat julle die volle inhoud van die skyfies duidelik kan sien. Soos julle deur die skyfies werk, sal julle 'n QR-kode sien, wat julle na 'n kort aktiwiteit sal neem, soos 'n Mentimeter of 'n Wayground platform. Hierdie aktiwiteite help julle om aktief deel te neem, vinnig te leer en julle kennis te toets. Ek sal julle stap vir stap deur hierdie hele proses lei. Kom ons begin. Dink oor jou dag. In jou daaglikse lewe gebruik jy baie dienste. As jy in die oggende opstaan, dan sit jy die lig aan, dan gebruik jy krag. As jy jou tande borsel, jy maak die kraan oop, kom er water uit. As jy iets weggooi, dan beland dit in die asblik en dan kom vullisverwydering en hulle neem dit weg. Dis alles die dienste. So op hierdie skyfie is daar 'n QR-kode. Dis daai blokkie daaronder en dan vat jy jou selfoon en jy skandeer hierdie kode en dit gaan jou na die Mentimeter platform toe neem. Jy kan ook op die skakel klik, die skakel sal presies dieselfde doen as jy nie jou selfoon byderhand het nie. So skyfie gaan deur die hele aanbieding voorkom. Sodra jy hierdie skyfie sien, volg die instruksies, dan wil ek jy moet hierdie aanbieding stop. Doen eers die aktiwiteit en dan kom jy terug en dan gaan ons aan met die les. Les 1. Die rol van die regering in die ekonomie. Die leeruitkomste vir les 1 is as volg. So dit beteken, wat moet jy ken om hierdie les ten volle te kan toepas? Verduidelik wat 'n regering is, die 3 vlakke van 'n regering te kan identifiseer, die 3 takke van die regering te benoem, en verduidelik hoe die regering die ekonomie ondersteun. Wat is 'n regering? 'n regering is 'n organisasie of groep mense wat 'n land bestuur. Die regering maak wette, bestuur die land, voorsien belangrike dienste aan die publiek. So, sonder 'n regering is dit chaos. Daar's nie 'n struktuur nie, daar is 'n wanorde wat plaasvind. Maar met 'n regering is daar orde, stabiliteit en toegang tot noodsaaklike dienste. So kom ons kyk na die rol van die regering. Hulle maak wette, lewer dienste, hou orde en ontwikkel die ekonomie en die infrastruktuur. Infrastruktuur is paaie, water, krag, so ons kyk so na dit. Die 3 vlakke van die regering gaan ons kyk na nasionale regering, provinsiale regering en plaaslike regering. So wie doen wat? Die nasionale regering kyk na die hele land, waar die provinsiale regering net na spesifieke provinsies gaan kyk. En die plaaslike regering kyk net na jou dorp of stad. So dis waar jy bly. So die nasionale regering, hulle bestuur jou hele land. So wat is hulle verantwoordelikhede? Hulle maak nasionale wette wat vir almal geld. Dit bestuur die nasionale begroting en ekonomie. Hulle reël internasionale verhoudings met ander lande en hulle verdedig die land, so die nasionale weermag. Dan kyk ons na die provinsiale regering. Hulle bestuur net die spesifieke provinsie waarin jou dorp is. So, ons kyk nou na die provinsie. Wat is hulle verantwoordelikhede? Hulle verantwoordelikhede is bestuur openbare skole en onderwys in daai streek, bestuur staatshospitale en provinsiale gesondheidsorg,
ontwikkel en onderhou provinsiale infrastruktuur soos hoofpaaie wat stede verbind. Dan die plaaslike regering se verantwoordelikhede. So plaaslike regering is jou munisipaliteite wat na jou dorp of stad omsien. So hulle verantwoordelikheid is verskaf skoon water en elektrisiteit aan die verskillende huishoudings. So hulle is verantwoordelik om seker te maak jy het jou water om jou tande te borsel in die oggende of ligte het in jou huis in die oggende. Onderhou plaaslike strate en vul slaggate. So slaggate is potholes. Hulle moet kyk laat dit gevul word. Hulle versamel die vullis en bestuur die afval, so hulle kom al jou vuil goed wat jy uitsit in die oggende in die swart sakke, en dan hulle verskaf basiese gemeenskapsdiens, soos die parkie met die slides en daai waar jy kan piknik hou, hulle moet dit verskaf en dan ook die straatligte in die aande. Dis waarvoor hulle verantwoordelik is. Dan, as ons na die 3 takke van die regering kyk, die nasionale regering bestaan uit 3 takke. So dis wetgewende tak, uitvoerende tak en regtelike tak. So wetgewende tak is die mense is die tak wat verantwoordelik is vir hulle maak die wette. Die uitvoerende tak, hulle maak seker daai wette word uitgevoer en die regtelike tak verseker dat wette reg toegepas word. Hier is nou nog 'n QR-kode skyfie. So die skyfie is daar, die skakel is daar, jy volg net die instruksies, so jy gaan hierdie videoetjie vir my stop of pause, doen die instruksies en dan kom jy net terug. Ek het vir jou hierso 'n skyfie gemaak, dit is, hulle noem dit in Engels 'n infograph, dit is 'n prentjie grafiek. Net om hierdie goedjies vir julle op te som, hierdie skyfie is beskikbaar op ons Google Classroom, onder les 1 se aanbieding sal julle sien, prentjie grafiek. Hier is jou volgende aktiwiteitjie, wat jy kan die instruksies volg, en dan net vir my hierdie video stop, doen die instruksies, en dan kom jy net terug. So kom ons toets, gou, wie los die probleme op? Ons gaan na die volgende 3 scenario's kyk, en dan besluit jy, voordat ek vir die antwoord gee, wie dink jy is verantwoordelik om hierdie probleem op te los? So kom ons kyk na scenario 1. Jou woonbuurt het vir 2 dae geen water gehad nie. Wie is verantwoordelik om daai probleem op te los? Plaaslik, as jy gesê het plaaslik, is jy reg. Scenario 2, daar is nie genoeg hoërskole in julle provinsie nie. Wie is verantwoordelik om daai probleem op te los? As jy gesê het provinsiaal, is jy reg. Scenario 3, daar is 'n behoefte aan nuwe wet wat cyberbullies vir die land. Cyberbully is cybercrime in Engels. So wie is verantwoordelik om daai wet in te sit vir die land? As jy gesê het nasionaal, is jy reg. Hier is ons volgende aktiwiteitjie. Hierdie een gaan bietjie anders wees. Hy gaan jou nie na 'n ander platform vat nie. Hierdie een gaan jou spesifiek na ons Google Classroom platform vat. So as jy sukkel, hy is ook onder Google Classroom onder les 1. Dis 'n vraag en evalueer aktiwiteitjie, so dit beskryf, bespreek en evalueer. Al die instruksies is daarso, lees net die instruksies noukeurig en volg die stappies. So om hierdie aanbieding af te sluit, het ek vir julle 'n huiswerkaktiwiteit saamgestel. Jy kan net die instruksies volg en dan, hy is ook op ons Google Classroom beskikbaar, en hy het 'n rubriek, so jy kan hierdie instruksies volg en vir my die aktiwiteit invul. Ek hoop julle het hierdie les eenvoudig gevind en maklik om te volg. As jy enige vrae of onsekerhede het, is jy meer as welkom om my 'n e-pos te stuur. Ek gaan in die volgende skyfie vir jou die e-posadres sê, maar dit is graad8.ebw@gmail.com. Julle is meer as welkom om vir my e-pos te stuur, ek help julle graag. Lekker leer!
Hier is daai e-posadresie weer. Asseblief e-pos my as jy enige hulp nodig het.